Vandag saam met my in die ateljee het ek vir Hugo Swart. Hugo, baie welkom by ons. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het om hier by ons te kom sit in die ateljee en oor bietjie meer ernstige dinge vandag te gesels. Dis net 'n plesier, JR, en baie dankie vir die uitnodiging. Ek waardeer dit van Oranje Selfhelp se kant af, wil ek ook baie dankie sê vir die uitnodiging, vir die geleentheid wat julle ons bied om hierdie podcast te doen. Nou, net om almal so 'n bietjie op hoogte te bring, Hugo is van die Oranje Selfhelp, die De Wetshuis, en hulle is 'n nie winsgewende welsynsorganisasie wat ewig afhanklik is van skenkings, van donasies, ter bate van ondersteuning vir behoeftigde mense. Dit is korrek, ja. As ek dit nou mooi bewoord. Dit is 100%, ek kon dit nie beter gestel het nie. Nou kom ons praat, ek gaan nou met jou reguit wees. Ons gaan nou nie om die bos slaan en ons gaan nou nie so mekaar stokkies dra nie. Ons praat nou ernstige sake. So eerstens, die De Wetshuis help mense uit. Hoe is julle in mekaar slaan van die De Wetshuis daar? Sommer klomp vrae in een gerol en dan gaan ek vir jou die mikrofoon oorgee en dan kan jy ons alles verduidelik. Hoe gaan julle te werk om die mense te voed? Hoe gaan julle te werk om die mense kos te gee? Hoe gaan julle te werk om die finansies in te kry? Vertel vir ons die groter prentjie van wat aangaan daar by julle. Ja, eerstens wil ek net dit noem, dat Oranje Selfhelp, die containers wat by Dr. Bremer skool geleë is, skakel in by die De Wetshuis. Goed. Dit is belangrik om dit net uit te lig dat dit is gekombineer. Dit is nie twee afsonderlike entiteite nie. Ja. Nou, kom ons begin dan sommer daar, dan gaan ons oor na die De Wetshuis toe. Wat behels die containers wat by Bremer geleë is? Ja, die containers gedeelte is waar ons elke donderdag, in die verlede het ons elke donderdag oggend 9:00 tot 10:00 toe bymekaar gekom. Ons het dit nou om beter voorsiening aan die mense te maak, tydelik geskuif na elke tweede donderdag van 9 tot 10. Net totdat ons donasies en skenkings opgetel het, dan sal ons teruggaan na elke week donderdag toe weer. Nou, ons samel kos, blikkies kos, voedsel, droë bestanddele. Indien ons vleis inkry, vleis, groente, wat ons heiliglik op hierdie stadium by 'n plaasboer in Beinsvlei kry, ons wortels en beet, ek gaan nou nie name noem nie. En op 'n stadium het ons 'n boer gehad wat vir ons van kool en pampoen ook voorsien het, maar die boer moes ongelukkig sy besigheid tot niet maak, hy het uitgeboer as gevolg van die swak mark. So met die gevolg is nou my Engelse woord gebruik. Asseblief, die lockdown het ons ongelukkig baie seer gemaak. Voor die lockdown was ons skenkings en goed baie beter gewees. Maar soos jy weet, besighede het swaar getrek en trek nog steeds swaar nou na die lockdown se tyd. So ja, ons nou net genoem gehad het, ons het wel wortels en beet wat ons op 'n 2-weeklikse basis by die boer gaan afhaal. En dan het ons by dieselfde boer wat 'n eierplaas het, kry ons ook dan nou 'n boks met eiers wat ons dan nou ook verdeel, 2 bokse eiers, een vir die De Wetshuis en een daar by die containers. En dan die containers maak dan voorsiening aan almal wat nodighede het om dan soontoe te kom en dit wat jy wel kan skenk dan daar te kan kom kry. Dis 100% JR. Ja, kom ek stel dit vir jou so. Dis moeilik om altyd vir die mense iets te gee, want die een week is daar byvoorbeeld van sekere goed is nie beskikbaar nie. En dit het al gebeur dat ons nie kon gaan groente haal nie as gevolg daarvan dat dit gereën het op die plaas. Soos nou so 2 weke terug gebeur het, ons het gery, maar die paai was onbegaanbaar, ons kon nie daar uitkom nie. Dis korrek, ja. En dan het ons maar die skamele goed wat ons deur die week kon aankoop en van skenkers ingekry het ons dan nou maar vir die mense beskikbaar gestel. Ons kan soveel meer vir die mense doen en beteken vir die mense as ons net voldoende skenkings en meer donasies kan inkry. Dit is basies wat die containers aanbetref. Vandag het ons nou weer van een persoon af 8 bokse Marie beskuitjies gekry wat hulle kom aflaai het daarso, en dit word dan nou ook weer gelyk onder die mense versprei by die huis en dan nou by die containers. Dis net om vir jou min of meer 'n idee te gee van ons aanvaar enige skenkings van kos, droë kos bestanddele, vleis of gevries of maak nie saak of dit nou beeskaap, wild, hoender, dit maak glad nie saak wat se tipe van vleis nie. Ons deel dit dan nou weer op en ons versprei dit onder die mense by die containers en by die mense by die huis.
Ja, dit is basies eintlik wat ek nou op hierdie stadium oor die containers kan sê. Ek kan miskien dalk net later weer vinnig terugkom as ek iets anders te kan dink aan. Ek kan dink aan Louisa en haar werkspan wat betrokke is Dis heeltemal reg. Ja, Louisa Nel, sy is 'n vrywilliger, maar sy word gesien as die bestuurder van die containers. En ek myself is ook by die containers betrokke. Ek is dan nou ook die enigste bestuurslid van Oranje self wat direk by die containers betrokke is om van die meer ernstige goed te hanteer. Ons sal aan die einde van hierdie opname gaan ons beide Louisa en Hugo se kontakbesonderhede op die skerm laat vertoon, sodat die mense kan uitreik na jou toe en kan help wat dit aanbetref. Nee, dis As ons gesprek bietjie oordraai na die De Wethuis self toe. Vertel ons asseblief ook in geheel, wat gaan daar aan en waarna sien julle om en die mense wat daar is. Spesifiek ook gefokus op hoe die gemeenskap kan bydra na hierdie geleenthede toe. Okay, Jair, ja, dit is nogal 'n kopseer jy, soos wat ek vroeër voordat ons nou begin het met die gesprek aan jou genoem het. Die instandhoudingswerk van die huis bly ver agterweë as gevolg van finansies wat nie beskikbaar is nie, en ons sukkel om kontrakteurs te kry wat dit as liefdadigheid vir ons kan doen. Mens moet ook verstaan, die mense het besighede om te bestuur en hulle moet die materiaal aankoop, so dit maak dit bitter moeilik en daar is regtig waar dringende herstelwerk, instandhoudingswerk wat huidiglik gedoen moet As jy word. dalk vir ons 'n voorbeeld kan gee, wat is van die belangrikste dinge wat moet 'n Voorbeeld is die losstaande woonstel wat 'n man en vrou in bly op hierdie stadium, het 'n groot kraak nou ontwikkel as gevolg daarvan dat 'n gedeelte van die woonstel se fondament het begin sak. En dis nog nie lewensgevaarlik nie, maar as gevolg van die fondament wat sak, het dan nou die dak het gelig. So as dit nou regtig waar baie hard reën, dan reën dit basies die water word ingeforseer binne hulle woonstel in. En dan natuurlik ook met die vooruitsigte op die langslewendheid van die struktuur. Dit is heeltemal reg. Ja, dis 'n struktuur wat darm seker al die afgelope 50 jaar al staan, die losstaande woonstel. Die huis self is nou ek dink hy's in 2013 is die huis gebou deur fondse wat ingesamel is deur Dominee Bertie de Lange en oom Jan, ek kan nou nie op oom Jan se van kom nie, maar beide van hulle is intussen tyd oorlede. So dit is hoe Oranje selfhelp is ook deur Dominee Bertie de Lange op die been gebring, nog lank voor die De Wethuis bestaan het. So met die gevolg is, Dominee Bertie het verskriklik baie mense geken, soos aan plaasboere en besigheidseienaars. En ongelukkig is daai mense vir ons verlore op hierdie stadium, want hy het nêrens aantekeninge gemaak van wie hierdie mense was nie. Dit was sy netwerk. Dit was sy netwerk gewees. So ons moes nou basies maar van voor af begin het om. Hier en daar het ons van sy mense nog behou, maar ons moet nou basies van voor af weer 'n netwerk opbou. En dit maak dit regtig waar moeilik as mens nie die kennis van die gemeenskap en die plaasboere het nie. Dit is hoekom ek ook oorspronklik Millie FM genader het, omrede julle die plaas mense bedien met julle internet radiostasie. In die hoop dat ons meer van die boere kan bereik wat groentes en dinge aanbetref. Vir die behoeftiges natuurlik. Vir die behoeftiges, dis nou vir die mense by die containers, maar sowel as vir die mense by Die Wethuis. En die tipe mens wat ons daar kry is bejaarde mense. Dis mense wat al op pensioen is. Dis reg, ja. En dis mense wat hulp nodig het en nie iemand anderste het in hulle lewe waarheen hulle kan keer vir amper seker advies, vir die noodsaaklikhede nie. Jy's heeltemal reg, JR. Ja, weet jy, ons het mense daar wat regtig swaar kry. Die mense lewe, ek wil nie eens amper vir jou sê op die broodlyn nie. Daar's van die mense wat regtig waar onder die broodlyn lewe. En ons probeer vir die mense regtig waar uit die skenkings en goed uit, dit wat hulle self kan bekostig, vir hulle die aanvulling gee, dat hulle ten minste elke aand ordentlike bord kos kan hê. En dis nou vir my presies hierso waar die noodsaaklikheid van hierdie gesprek nou Dit is korrek, ja. Om te kan gaan loop honger slaap as 'n bejaarde mens wat sy energie en sy gesondheid nodig het, dink ek nie wil ons dit selfs vir ons slegste vyande toewens nie. Daar stem ek 100% saam met jou. Ja, weet jy, JR,
Mense is geneig. Hulle sien mense op straat en hulle sien die mense staan daar om 'n geldjie te bedel, maar hulle ry verby. En ek is 'n persoon wat sê, kry die mense betrokke by organisasies soos Oranje Selfhelp of van die ander instansies. Baie mense onderhou daai mense met geld op straat. En terwyl daai mense daai geldjie kry, gaan hulle nooit verder gaan en gaan hulp soek nie. Ek dink dit is baie belangrik net dat hierdie mense op die ou einde van die dag net by organisasies soos ons in 'n betrokke raak. Ek hou van wat ek hoor, ja. Want ek kan myself net indink, waar slaap daai mense? Die somer onder 'n boom, onder 'n brug, in die winter. Waar in die winter? Dit is, ek wil nie eens daaraan dink nie, want dis maar nogal 'n sensitiewe aangeleentheid. Maar vandat ek by Oranje Selfhelp 4 jaar terug betrokke geraak het ek begin om mense se nood vir die eerste keer in my eie lewe raak te sien. En dis belangrik dat ons die algemene breë publiek daar buitekant bewus maak van die swaar kry van ons mense. Dit is hoekom 'n dag soos vandag nou vir my, met die geleentheid wat julle ons bied, vir my so belangrik is, dat ons wel die geleentheid het om die mense bewus te maak van die swaar kry daar buitekant. Ek stem met jou 100% saam. Ek stem met jou 100%. Jy het vir my nou gevra van die tipe mense wat ons daar by die De Wethuis huisves. Dis oor die algemeen pensionarisse, SASSA pensionarisse. En ons het in die verlede nog 1 of 2 mense gehad met lae inkomste. En ons het die mense nou maar so half en half begin uitfaseer om regtig waar vir die behoeftiges voorsiening te maak daarso. Op hierdie stadium het ons slegs SASSA pensionarisse wat daar bly. Ja. Vir my eie kennis, want ek weet nie die presiese bedrag nie, die SASSA gelde wat die pensionarisse nou op 'n maand tot maand basis ontvang, wat is die randwaarde vir dit? Ek weet nou nie, JR, voor hierdie verhoging wat hulle nou gekry het, Wat nou vandag gebeur het? yes, was dit so plus minus R2200. R2200. Nou hoe om 'n huis te hardloop met R1200? Wat R2200. presies tog. Wat doen jy vir die ander 3 weke? Waar kom jou kos vanaf? Wat maak jy? Ja, nee, ek sou vir jou sê nee, ons kan ongelukkig nie anderste as om 'n gemiddelde fooi te vra vir die mense wat daar bly nie, want die plek moet in stand gehou Nee, uit die word. saak van die aardheid, ja. Die voertuig van ons moet gediens word. Hy moet brandstof Daar moet kry. brandstof ingegooi word. Maar dit is nou waarby dit inkom, nê, om vir die mense uit skenkings en goed, dit wat hulle aan huishuur moet of in 'n kamerhuur moet afstaan, dan weer aan te vul sodat hulle dan nou die geleentheid het om wel ordentlik te kan lewe. Op daai noot van aanvul. As jy vir my so in daai kamera moet inkyk en met die algemene publiek daar buite 'n heart to heart en ernstig praat en vir hulle sê, wat kan hulle doen om by te dra? Wat is dit wat julle nodig het? Wat kan hulle vir julle gee? JR, ja, wat ek sal het dit dit nou al aan jou genoem in die gesprek, maar gaan weer vir die mense vra. Groot asseblief, ons het 'n groot behoefte aan vleis, enige vleis van watter aard ook al. Al is dit nou 'n pakkie vleis wat julle op afkom wanneer julle vrieskaste en goed skoonmaak. In plaas van om dit weg te gooi, nee, kom laai dit vir ons op 'n donderdagoggend by die containers af. Want daai vleis is ten minste vir een persoon weer 'n vol maag wat hy op vanaand kan gaan slaap. Ons het enige groentes van watter aard ook al nodig. Het sy of gevries of vars groente. Soos dit genoem het, ons het nou reeds wortels en beet wat ons op 'n gereelde basis inkry. Ons het eiers wat ons op 'n gereelde basis inkry. Blikkies kos. Blikkies kos, 2-minute noodles, enige pastas van watter aard ook al. Ons het natuurlik 'n plaagdoders nodig. Ongelukkig by plekke soos hierdie is daar maar pestilensies soos kakkerlakke en daai tipe van dinge, mure. Ons moet dit nou ten duurste aankoop. So ja, plaagdoders is goed. Ek weet is 'n duur item, maar al kan ons 'n klein hoeveelheid elke maand as 'n skenking kry, dan is dit baie belangrik dat ons dit wel kan kry, dat ons eerder dan daai geld wat ons daarop spandeer kan gebruik om weer kos te kan gaan aankoop. Ja, het ek nou iets uitgelos? Ek sal daar byvoeg dalk moontlik ook klere.
Ja, dis reg ja. Enige klere, mans en vrouens asseblief, van alle grootte, kinderklere, klere vir toddlers, klere vir babas, somersklere, veral nou met die winter wat voorlê, wintersklere, komberse, want ek meen, dit raak koud. En die mense het nie regtig waar fondse tot hulle beskikking om te gaan nuwe komberse en warm jasse en goed te gaan koop nie. Ongelukkig as gevolg van die feit dat ons huis houtvloere in het, kan ons nie dat hulle verwarmers in die huis gebruik nie. Dit jaag natuurlik ook ons kragrekening op. Ons kan ook nie dat hulle gasverwarmers en goed gebruik nie. So hulle enigste beskerm teen die koue is basies om warm aan te trek en in die aand daarom in 'n warm bed te kan slaap. Goed, dan as ek nou so vir jou kan sê, ek verstaan hierdie is 'n moeilike ding om so te praat en met die mense oop te maak. Ek sê vir jou dankie. Dankie dat jy hierso kan sit en mense verteenwoordig wat werklik waar jou hulp en julle bystand nodig het. En uit die diepte van my hart uit wens ek werklik waar vir julle al die skenkings wat moontlik kan kom na julle toe, in alle eerlikheid. Jair, baie dankie. Weet wat, dit is vir my groot voorreg om hier te kan sit vandag, om die boodskap uit te dra namens die mense wat in nood verkeer. Want die mense wat regtig waar in nood verkeer en die hulp nodig het, brood nodig het, hulle het nie hierdie tipe van platform nie, waarop hulle kan staat maak om vir hulp te vra nie. So dit is my riem onder die hart nie, as 'n mens sulke geleenthede kry, om net 'n mens se deel, persoonlike deel by te dra daartoe, om net iets meer te kan bereik en vir die mense iets beter te kan gee as wat ons op die huidige stadium kan gee. Ek verstaan. Dankie vir jou, Hugo. Nee, dit is 'n groot plesier, Jair, en nogmaals baie dankie vir die voorreg om dit te En kom Familie te doen. FM wat die platform vir ons Dankie. gee vir die geleentheid. Natuurlik, ja. Dit was dan Hugo de Wet. Ag, ekskuus tog, hoor nou van die de Wet, hy snoop my tong nou heeltemal. Dit was dan Hugo Swart van die de Wet huis wat by ons kom kuier het. En in my eie hoedanigheid wil ek graag op julle ook 'n versoek bring, mense, asseblief as daar ietsie is wat julle kan bydra, vind die kalmte en die liefde in jou hart en kom ons gee aan ons behoeftige mense wat ons kan. Baie dankie, Jair.